Is ons as kerk, is ons die soutpot of is ons die sout? Dit hang seker af van jou definisie van kerk, want as jy kerk net gaan sien as die gebou, dan is die kerk seker maar die soutpot. Jy weet, party kerke is groot, ander is kleiner, ander is mooier versier, ander is maar heel klein. Maar as jy net die kerk gaan sien as die kerkgebou, is ons seker maar net die soutpot. Maar dit is nie wat die kerk veronderstel was om te wees van die oorsprong van die Nuwe Testamentiese kerk nie. Die woord kerk of gemeente kom van die Griekse woord ekklesia. En dit beteken die mense wat geroep en afgesonder is as gevolg van hulle geloof in Jesus. So ons is nie veronderstel as kerk om onsself net te isoleer in 'n kerkgebou nie. Maar ons is veronderstel om kerk te wees waar ook al ons gaan. En ons lees hier in Efesiërs 1 vers 22 tot 23. Dit sê hy het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vul. Die kerk wat sy liggaam is. Die liggaam wat nie net aktief moet wees op 'n Sondag nie, maar ook in die week. Die sout wat nie net in die soutpot moet bly nie, maar gesprinkel word, waar ook al dit nodig is. Om kerk te wees, selfs by die werk, buite die kerkgebou. En ek kan nie help om te wonder, hoe ver het ons wegbeweeg van die missie van die kerk nie. En dit is vir ons verskriklik belangrik om vir oggend die ernstigheid van Hebreërs 10 vers 25 te verstaan, wanneer ons gaan praat oor kerk wees. Hebreërs 10 vers 25 sê, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie. Hier sê dit vir ons die probleem, om die samekomste mis, begin 'n gewoonte raak. Want as jy eers een keer gemis, dis makliker om die volgende keer te mis. Maar mekaar eerder aanmoedig. In die 53 vertaling gebruik dit die woord vermaan, om daarheen te gaan. En dit hierdie laaste deel, en dit des ter meer, na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek dink ons is nader vandag aan die oordeelsdag, as wat die disippels en die apostels was in die tyd wat hierdie geskryf was. En as hulle sê, dat hulle het omtrent elke dag by mekaar gekom, kan ek nie help om te wonder, wat het die skrywer van Hebreërs bedoel, toe hy sê, ons moet dit des nog meer ernstiger opneem, soos wat ons sien, die oordeelsdag kom nader. Maar wat begin die kerk doen? Ons begin al hoe minder. En wat ek nou gaan sê, wil ek nooit sê, om skuldgevoel by enige iemand op te wek nie. Maar ek doen vanoggend wat die woord van my sê, om mense aan te moedig en te vermaan, om so gereeld as moontlik. En weer eens, julle, hoekom is dit van uiterste belang? Hoekom is dit van uiterste belang dat ons as gelowiges so gereeld as moontlik by mekaar kom? En ek praat nie van so gereeld as moontlik, ag jy weet jy my skedule.
Julle weet, ons het in 'n verkeerde manier van dink ingeval. Waar ons dink ons reël kerk om ons lewe. Ons reël die samekoms van gelowiges om my skedule. So as ek tyd het vir kerk, sal ek na die gemeente toe gaan. Wanneer dit my pas, wanneer dit my skedule pas, wanneer ek voel ek het nou weer nodig, ek moet seker nou maar weer. Dit is nie wat hierdie vers sê nie. Hierdie vers sê nie, eers ons moet net een keer 'n week kom nie. Dit sê, soveel as moontlik, moet jy jou lewe so reël, dat jy besef, dit is van uiterste belang, dat ons as gelowiges by mekaar moet kom. Hoekom? Hoekom is dit so belangrik? Sodat ons toegerus kan word. Ons is veronderstel om hier toegerus te word. Sodat ons uitgestuur kan word om ons missie te vervul in die week. En ek kan nie help om te wonder of ons nie effektief is in die week, omdat ons nie toegerus word genoeg wanneer ons by mekaar is nie. Ek dink daar is 'n direkte verband tussen die twee. Hoe kan ons effektief wees in ons missie as ons nie toegerus word gereeld? Want ek wil vandag vir jou sê, dit is nie genoeg om net een keer, once in a while, once in a blue moon, toegerus te word nie. Ek het daagliks nodig. Hoeveel te meer moet ons nie mekaar aanmoedig om so gereeld as moontlik by mekaar te kom om ons missie te vervul nie. En wat is ons missie? Die vorige vers gee vir ons missie. In vers 24 sê dit, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Ons week is veronderstel om gekenmerk te word deur liefde en goeie werke. Maar dit is moeilik om vir ongelowiges liefde en goeie werke te betoon, as ek dit nie eens kan betoon aan my medegelowiges nie. Dis hoekom die kerk veronderstel is om 'n plek te wees waar die gelowiges toegerus kan word, om ons missie te vervul. Want ons moet kerk wees, selfs by die werk. Ek is nie minder geroep of minder afgesonder as die kerk, as sout, as die hande en voete van Christus, wanneer ek by die werksplek is nie. Dit is juis by die werk waar ek kerk moet wees. Die twee behoort nie van mekaar geskei te wees nie. So hoe het die idee van kerk en werk verander oor eeue? Nou die van julle wat my ken weet ek is mal oor geskiedenis, so julle gaan saam met my 'n geskiedenisles skryf vanoggend. So ons gaan teruggaan, want dit is belangrik om hierdie te verstaan. Ons weet dat die oorsprong van werk georden is deur God. Toe hy die aarde geskep het van die begin af. En ons weet dat tot met vandag toe is hy nog steeds 'n werkende God. En omdat ons na sy beeld geskape is werk aan ons gegee as 'n geskenk uit sy hand uit. Dit is deel van ons roeping hier op aarde. Werk is alles waarmee jy jouself besig hou deur die dag. Alles. En ons is veronderstel om hom te verteenwoordig in alles wat ons doen. Dit was die oorsprong. Maar die mens se idee van werk het rarig skeef getrek oor die eeue. En soveel valse persepsies is geskep.
So na die sondeval in die Ou Testament, was werk daarom nog steeds gesien as 'n noodsaaklike deel van die lewe, veral onder die Jode. Inteendeel, die Jode het 'n gesegde gehad, he who doesn't teach his son a trade, teaches him to steal. Maar, toe kom die heerskappy van die antieke Griekse kultuur. En hulle het geglo, dat die gode die mensdom so gehaat het, om hulle te veroordeel en te straf met werk en arbeid. So uit hulle oogpunt was werk 'n vloek. Tot so 'n mate dat mense soos Plato en Aristotle die volgende konsep van werk voorgelê het. The majority of men should do heavy work so that the minority, like themselves, might engage in higher pursuits, such as art and philosophy and politics. Nou, dit was ook tydens hierdie era waar slawerny baie algemeen geraak het. En ambagsmanne was gesien as net 'n bietjie beter as 'n slaaf. Maar hierdie kulturele konsep van werk het toe oorgespoel in die Romeinse Ryk in. En daaglikse werk was gesien as onbetaamlik vir die vrye mens. So werkende mense was geverkleineer. Want die hele doel was om 'n punt te bereik waar jy op geen manier meer hoef te werk nie. Dit is waarna hulle uitgesien het. So teen die einde van Caesar Augustus se heerskappy, het die Romeinse Ryk bestaan uit 1/3 vrye mense en 2/3 slawe. Nou, hoekom vertel ek jou hierdie? Hierdie is die milieu en die omstandighede waarin Jesus aarde toe gekom het. En dalk is hierdie die groot rede hoekom die mense in die Nuwe Testament nie Jesus kon sien as die Messias nie. Want hoe kan die seun van God 'n timmerman wees? Iemand wat met sy hande werk. Iemand wat vissermanne uit Galilea roep as sy volgelinge. So volgens hierdie oorheersende persepsie van hulle tyd, moes Jesus as die Messias die een gewees het wat gekom het as koning en ander ooreed het om hom te dien. Maar toe is Jesus die een wat eerder ander kom bedien het. Daarom het Jesus en sy volgelinge se siening oor werk as eerbaar en aangenaam heeltemal gebots met die geloof en praktyke oor werk wat die Grieke en die Romeinse kultuur gehad het. Jesus was weer die een wat waardigheid kom herstel het in die werkende persoon en in soveel Christene wat as slawe gedien het in daardie tyd. En ek wil hê jy moet besef, die eerste kerk is gebore in 'n anti-werk kultuur. In 'n kultuur waar mense hulle eie plesier bo alle ander dinge nagejaag het. En dit is hoekom die eerste kerk so 'n groot impak op die kultuur gehad het en hulle verkeerde siening oor werk, want hulle het nie kerk wees en werk geskei nie. Jesus se volgelinge, die eerste kerk, het werk gesien as 'n integrale deel van hulle geestelike lewe.
En ek wil hê jy moet hierdie besef, want hierdie is wat Jesus kom herstel het. Hy wou gehad het, die kerk moet besef, dat ons werk is 'n belangrike en noodsaaklike deel van ons geestelike lewe. Nie net ons fisiese lewe nie. Ons werk het 'n integrale deel in ons geestelike lewe. En dit is wat Jesus kom herstel het. Maar toe sien ons weer aan die begin van die 4de eeu, sien ons na Christus, sien ons die kerk het al hoe meer politiese invloed begin geniet onder die heerskappy van Konstantyn. En dit klink soos 'n wonderlike ding, nê? Die kerk het begin betrokke raak by die politiek. Dit klink wonderlik. Maar weer eens is die Here se bedoeling verwerk, besoedel deur die mense se idees. Waar die Here kerk en werk as ewe waardevol gesien het die mens gekom en hulle het weer dit geskei. Want volgens die kerk en die mense van daardie tyd, was werk in al sy vorme nie eerbaar nie. Dit het of groter waarde gehad, of minder waarde. Nou wat bedoel ek? Werk vir die kerk het groot waarde voor God gehad. Maar enige ander werk, minder waarde. So godsdienstige mense, wat vir die kerk gewerk het, wat iets vir die kerk gedoen het, hulle was gesien as hulle is besig met geestelike werk. Maar al die ander mense, hulle is besig met wêreldse dinge. En vir meer as 'n millennium het hierdie verdraaiing wortel geskiet en gegroei. En die effek van hierdie verdeling tussen kerk en werk kan vandag nog gesien word in ons persepsie van kerk en werk. Wees eerlik met jouself. Ons het nog steeds hierdie idee dat wanneer ek iets vir die kerk kan doen, dan is ek meer geestelik. Die doel is dat ek hard genoeg kan werk, dat ek op 'n plek kan kom waar ek ergens iets kan doen vir die Here en vir hom kan werk, dalk 'n sendeling word, want dan is ek meer geestelik. Maar wanneer ek by my sekulêre werk is, dan is ek besig met wêreldse dinge. Dit is nie God se hart nie. En in plaas daarvan dat die kerk moet deel wees van die werksplek. In plaas daarvan dat die kerk moet deel wees van die gemeenskap, word die kerk nou verteenwoordig as 'n alternatiewe gemeenskap vandag nog. Wees eerlik, jy het jou gemeenskap kultureel, jy het jou gemeenskap by die werk, maar dan staan die kerk half as 'n opponent van 'n ander tipe gemeenskap as jy voel jy moet geestelik wees. Jy moet kies. Jy moet kies tussen watse gemeenskap jy wil wees. In plaas daarvan dat die kerk die sout van die aarde moet wees, bly ons as kerk in die soutpot. Maar ons probeer nog invloed uitoefen van die kantlyn af. Die transformasie van 'n verlore wêreld gaan nie gebeur as die kerk homself afsonder en isoleer van die werk nie. Die koninkryk van God moet nie net kom hier in hierdie kerkgebou nie. Dit moet ook kom in my gemeenskap. Die koninkryk van God moet ook kom by my werksplek. Wanneer mense kerk is by die werk. Maar hoe?
hoe moet ek kerk wees by die werk? Beteken dat ek moet 'n Bybelstudie begin en ek moet my Bybel onder die hand loop en ek moet my hande op almal gaan lê? Hoe moet ek kerk wees by die werk sonder om godsdienstig te lyk of skynheilig te lyk of die woord van God af te forceer op ander mense? Titus 2 vers 9 tot 10 begin vir ons die antwoord gee. Dit sê, praat ook met werkers en diensknegte wat vir 'n eienaar werk. Sê vir hulle moet respek vir hulle eienaars hê. Hulle moet al die opdragte uitvoer wat aan hulle gegee word. Hulle moenie teepraat nie. Sover hoor ek nog niks van jy moet jou mond gebruik om vir mense te sê jy's 'n Christen nie. Al wat ek sover hoor is hoe jy jou werk moet doen. Gaan aan in vers 10. Ook moet hulle nie dinge steel nie. Nou ek wil gou vinnig hierso stop. Want ek wil dit baie duidelik maak. Ons is so maklik om te sê, ja, maar ek steel nie dit nie. Ek het nog nooit in my lewe 'n komputer of 'n rekenaar weggedra by die werk nie. Ek het nog nooit 'n vurk eers gesteel by die werk nie. Ek is nie 'n dief nie. En ek wil hê jy moet besef wat die woord steel beteken. Dit beteken jy vat iets wat nie aan jou behoort nie. So as jy iemand anders se idees bekendstel as jou eie, is jy besig om te steel. As jou werk duidelik sê dat jy soveel aantal ure moet werk vir 'n sekere salaris, maar jy spandeer 2-3 ure van die werk se tyd op sosiale media en aan jou eie persoonlike dinge, is dit nie ook steel nie? Vra maar net. Ook moet hulle nie dinge steel nie, sodat ander moet kan sien dat hulle in alles eerlik en betroubaar is. Dan wys hulle dat hulle geloof nie net 'n klomp dooie reëls op papier is nie, en so word die leer oor ons wonderlike God en Verlosser nog meer aantreklik. Ek kan die Here en sy woord aantreklik maak vir ander op die manier wat ek my werk doen. Of ek dit doen met respek. Of hulle dit nou verdien of nie, ek gee nie om nie. We don't sink to the level of others. We are living according to the standard of God. Ek wys respek of hulle dit verdien of nie. As ek my werk doen met toegewydheid. Wanneer iemand my vra om 'n myl te loop, loop ek 2 myl. Wanneer ek my werk doen met opregtheid en met integriteit. Ek lieg nie oor waar ek was en wat ek gedoen het nie. En wanneer ek my werk doen met entoesiasme, asof ek dit vir die Here doen en nie vir mense nie, want ek verteenwoordig hom nie net met my woorde nie, maar in my dade. En ek wil saam met Romeine 8 vers 19 vanoggend uitroep, want die hele skepping wag met reikhalsende verlange vir die openbaarmaking van God se kinders, vir sy kerk, vir sy eklesia om te begin opstaan en Jesus uit te leef by hulle werk. Ek wag met reikhalsende verlange wanneer die kerk sal begin kerk wees by hulle werk. Nou gelukkig was daar ook manne van God deur die eeue wat die hart tussen kerk en werk verstaan het. Een van hulle was Martin Luther, wat die volgende gesê het. Hy het gesê, the work of monks and priests in God's sight are in no way whatsoever superior to the works of a farmer laboring in a field or a woman
looking after her home. Dit is wat Jesus herstel het, dat alle werk eerbaar vir hom is. 'n ander persoon wat ook hierdie verstaan het, was William Tyndale. Hy het gesê, if we look externally, there is a difference between the washing of dishes and the preaching of God's word. There is externally a difference. But as to what pleases God in relation to his call, there is no difference at all. Want as ek verstaan dat kerk beteken ek is geroep, I understand God's calling. I understand that it is his purpose for me to do all my work to glorify him. Then whether I wash my cup at home, or whether I preach God's word, or whether I respect my boss, or whether I'm putting my children to bed as we are praying before they sleep, I realize that it all has worth in his eyes. Because it pleases God. Not just what you do, but how you do it. Die Here se missie is dat sy kerk 'n groep werkende mense sal wees wat hulle gemeenskap transformeer. Jou werk is jou sendingsveld. Want besef jy dat jy dalk die enigste ware openbaring van kerk sal wees wat baie mense ooit sal beleef. Ek sluit af die gedagte uit Psalm 90 uit, vers 16 tot 17 wat sê, laat u werk vir u knegte sigbaar word en u heerlikheid oor hulle kinders. En laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees en bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande. Bevestig dit. So ek wil jou vra vanoggend. Sien jy jou werk in al sy vorme as net so belangrik en geestelik as die werk van 'n pastoor of 'n sendeling in 'n ander land? Want jy hoef nie vir die kerk te werk om meer geestelik te word nie. Jy is die kerk. Jy is klaar geroep. Jy is klaar afgesonder om die Here te verteenwoordig by jou werk en elkeen wat verlore is. En dalk is dit hoekom jy na jou werk toe gestuur is. Want daar is dalk nog verlore mense wat jou as sendeling nodig het daar. En die Here weet, as jy nie gaan begin kerk wees by jou werk nie, mag hulle dalk nooit gered wees nie. En dit is hoekom ek vanoggend julle wil aanmoedig om nie die samekoms van gelowiges te minag nie. Dit is nie dieselfde as om dit oor 'n skerm te kyk nie. En ons moet dit desmate meer doen. Want hoe meer ons te doen, hoe meer word ek toegerus om my missie te vervul as kerk.
moenie in die soutpot bly nie. Moenie jouself isoleer nie. Gaan wees kerk. Waar ook al jy